Oh nee, voordat ons nou lekker hier aan die dans raak. Dis die nuwe enkelsnit spook van jou. En hy bring natuurlik nostalgie van klassieke sokkietreffers terug. Sy naam is Philly en hy sluit nou by ons aan om meer oor hierdie enkelsnit te gesels. Philly, baie welkom. Baie dankie en dankie vir die voorreg om hier te sit. Luister, jy's ook mos maar 'n man wat eintlik mos maar gewoonlik so agter die klankborde staan. Dis korrek, ja. En vir ouens soos Appel en goed, maar die mixing en die dinge hanteer. Dis korrek, ja. Soos lekker, nou gaan Appel bietjie skuif en vir jou mix. Kan jy dit imagine? Luister, spook van jou. Nog een van jou lekkerste liedjies. Ja, dit is sover die beste werk wat ek nog gedoen het. Ek's baie trots op hierdie ene. As ek so gekyk het na die eerste een wat ek uitgebring het tot en met hede, dan kan ek definitief sien, ek is baie trots op myself om te sien die groei wat ek gemaak het. En wat maak hierdie liedjie net vir jou anderste en soveel meer besonders dat hy vir jou uitstaan? Ek dink net, ek wil nog altyd 'n klank uitgebring het soos 'n lyf teen lyf van Eden of wat ook al. Dit is maar net daai nostalgie wat ek nog altyd wou teruggebring het en ek dink net ek het uiteindelik die klank wat ek wou gehad het gekry. En soos ek gesê het, Marie wat hierdie song gemaak het definitief. Ja, Marie Libbe, natuurlik een van ons voorste liedjie verwerkers. Absoluut. En ek kan nie meer gelukkig wees met die song nie. Hoorie, waar kom hierdie liedjie vandaan? Ek meen spook van jou, die hele gedagte en hoe het jy by dit uitgekom? So almal het altyd iemand of iets wat in hulle kop spook, of dit nou 'n persoon is of dit nou 'n gedagte is van ek moet iets doen. Dit is altyd daar's 'n stemmetjie in jou kop wat altyd sê okay, jy moet iets doen of ek onthou die persoon of wat ook al. En ek het op pad huis toe een keer gery en ek kan nou nie die dame se naam onthou wat die liedjie geskryf het. En ironies genoeg is die song se naam ook Ghost. Ja. En toe het ek daai konsep gevat en net my eie storielyn geskryf. Beautiful man. En hy het lekker uitgekom. Want soos wat jy begin skryf het die storie seker maar net op vir jou. Die hoeveelheid keer wat daai liedjie verander het soos wat ek geskryf het, maar ek is baie gelukkig met die eindproduk. Jy het nou net genoem dat jy wou nog altyd ook daai tipe Eden klank of so iets gehad het, yes. of net daai sokkie. Daar was so 'n era waar dat die sokkie so hy het nie 'n kant geraak nie, net so mooi in die middel geval. 100% die baie vroeë 2000s. Ja. Ja. En jy het hard gewerk om dit uiteindelik te kon kry, maar nou kyk jy nie terug nie. Nee, definitief nie. Nee. Jy gaan by dit hou. Ek gaan by dit hou en dalk bietjie meer ander genres ook eksperimenteer mee, maar ek dink dit is meer my Maar wat daarvan is dit wat jou so aantrek? En uiteraard dan ook seker maar luisteraars. Ek dink dit was maar meeste die nostalgie, die herinnering van goeie tye en ek is nogal redelik, ek is lief vir dans. Mense sal nog sien op video's en so voort. Ek is baie lief vir dans en goed soos dit. Is jy skaam en teruggetrokke ou dat jy ook eerder besluit het op die liriekvideo as 'n musiekvideo? Kyk, vir my in my opinie, 'n musiekvideo is ongelooflik duur om te maak, om te vervaardig en goed soos dit en ek dink net op die einde van die dag ek gaan eerder met 'n liriekvideo wat goedkoper is as wat ek met 'n moeëse duur video is. Ja. So ek dink net op die einde van die dag die mense like van lees en hulle sit dit op die YouTube as hulle braai en goed wat ook al. So ek dink om eerder geld te spaar om 'n liriekvideo te doen as wat ons 'n normale video doen. Kyk, toe ek net nog op skool was, so goed het hulle altyd gesê as jy dit ding neerskryf en as jy hom hoor, met ander woorde as jy nou mos jou vrae en jou antwoorde vir jouself herhaal, dan gaan jy dit klaar beter onthou. So hulle lees, hulle sien yes. En hulle hoor. So hulle gaan hom mooi onthou. 100%. 100%. Was daar 'n stadium wat jy ook op 'n stadium gesê het, luister, nee, ek weet nou het ons om hierdie liedjie gaan werk. Spook van jou gaan nou nie meer spook nie, hy gaan nou happen. Kyk, ja, presies. Ek het die eerste keer toe ek my woorde gaan neerlê het by Marie, toe het ek hom teruggehoor, ons noem dit 'n skeleton track. Hy het dit vir my teruggespeel en toe sê ek van soos joh, okay, ek het daar gestaan in die studio met hoendervleis, ek was kyk, hierdie kan dalk moontlik iets verander. En toe hy dit vir my terugspeel toe hy finaal klaar is, sê ek van soos okay, hierdie is die grootste een wat ek nog gedoen het. En dis waar ek besef het okay, dit kan dalk werk. Lekker. So ons gesels nou oor die musiek en die dinge, maar hoe het jy in die bedryf beland? Ek het klank- en ingenieurswese geswat vir 3 jaar by die SAIK, by Academy of Sound Engineering. En kort daarna het ek begin met in die industrie vir vir kunstenaars, klankdien en so voort. En dit het ek maar net by Apple geland en ons is snel van 2017 saam tot en met hede. En is die gedagte om ook maar 'n bietjie shows en goeders te begin doen? Yes, soos wat dit aangaan? Ja, dit is definitief so. Ek wil bitterlik graag, ek dink so van volgende jaar af, wil ek graag begin die verhoog ordentlik betree. Is die plan dan om intussen maar nog 'n paar liedjies te skryf of weet jy wat daar lê in die laaie wat nou ook maar net die nodige oomf nodig het of? Ek is tans besig om nog te skryf. Daar is al reeds een nog by die vervaardiger. So ek het vir myself gesê die jaar se doelwit is ek dink 4 liedjies. So ons het nou klaar, ons het klaar 2 uit. So in Oktober en dan Desember. Dis die plan om nog 2 uit te bring en dan Januarie ensovoorts. Ek gaan
ek het besluit elke kwartaal, album, ek dink nie ek gaan 'n album doen nie. Omdat jy ook nou 'n klankingenieur is, jy weet, was dit vir jou lekker om deel uit te maak van die proses saam met Marie ook, met die verwerking en goeters, bietjie minder trom hier en dit daar, of het jy dit maar vir hom gelos? Kyk, dit was baie, ek het teruggegaan om toe en sê ek kan ons moontlik hierdie verander of daai verander, maar dit was baie klein goeders. Met 'n vervaardiger soos Marie of wie ook al daar buite is, dit is hulle creative idees wat hulle daarin sit. So ek vertrou hulle en as ek sal net na hulle toe gaan as ek iets hoor wat nie vir my persoonlik werk nie. So ek vertrou gewoonlik die vervaardiger om hulle werk te doen. Hoorie, maar dis lekker want nou gaan jy al hoe meer begin dink, okay, ek sal nou Pira, ek sal vir jou 'n bietjie mix en Appel, ek sal maar kan ons nie net vir my inkry dat ek gou gespook van jou daar op die verhoog toe nie. Presies, ja, dis die gedagte om dalk ek weet nie as ek by 'n fees is en iemand gee my die geleentheid om die verhoog te betree, dan sal ek is ready to go. Nou ja, toe, ek kan nie wag dat jy vir my 'n bietjie 'n mix daar doen nie. Ek sal net bietjie vir Appel bel en vir hom ook sê, luister my vriend. Jy moet net vir Philly sê, dit hang af hoe lekker hy jou mix op die verhoog wat jy vir hom ook 'n kans gaan gee. Ja, dis dit reg. Jy's nie vreemd vir die verhoog nie. Ek meen obviously omdat jy daaroor werk, maar jy het nou obviously al geleentheid gehad om te sing ook goeters. Is dit vir jou 'n bietjie 'n ander en 'n lekkerder dinamiek op die verhoog eerder as wat jy hier onder tussen die skare sit en seker maak die mense op die verhoog word altyd mooi gehoor en ja, kyk, ek was nog 'n lank laas op die verhoog self persoonlik, as Philly, maar ek doen gewoonlik die klanktoets en gesê vir Appel ook. So dit is om op die verhoog te staan saam met die band ensovoorts. Dit voel tuis. Ja. En maar ek dink dit gaan definitief vreemd wees as ek nou amptelik as Philly op die verhoog staan. En nie aan die kant van die bord nie. So dit gaan 'n aanpassing wees. Alright, so daar's nog 'n liedjie of wat uit die pen uit moet kom en dan kan ons begin uitkyk vir jou op die verhoog. Wanneer kan ons Spook van jou begin sien en hoor? Is hy al uit? Spook van jou is althans uit. Hy het die 10de Julie laasweek Vrydag uitgekom. Fantasties. Maar baie dankie dat jy dit met ons kom deel. Dit Philly en sterkte vir jou my vriend. Baie dankie, ek waardeer. Sien uit daarna om nog meer van Philly te kan sien op die verhoog. Kyk ook uit vir Spook van jou. Dis dan al van ons kant af. Ons sien julle môreoggend weer van my en die res van die span hier by Goeiemôre, Good Morning. Jy weet mos, mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. Lekker dag.